Dis vir my kommerwekkend om te sien hoeveel meer weerstandbiedende onkruide koppe begin uitsteek. Ek sê hier by ons dink ek die misbredies. Ek gaan dit sê, maar ek dink generiese glifosaat het bygedra tot 'n klomp van hierdie weerstandbiedendheid, want ek dink nie jy kan nie 'n generiese glifosaat vergelyk met 'n Powermax nie. By my is 'n 1.7 liter Powermax, kan ek redelik gras en alles doodspuit. Ja. Voor jy nou aangaan oor jou 1.7 liter, julle moet asseblief net verstaan dat vir daai 1.7 liter om te werk is daar 'n sekere hoeveelheid stappies wat gevolg word voor die man dit uitspuit. Ek spuit 'n laer watervolume, 200 liter hektaar watervolume Roundup. Nee. Jy soek hom soos whisky op die klippe. Ja. Hy plant met vir hom suiwer proe. So hoe hoor die konsentrasie op die blaar gaan wees, hoe beter. Ek hou van TJ nozzles en dan het ek daai ander wat Magnojet, daai is 'n Magnojet, ja. Op die PWM werk vir my baie goed. Ek gebruik AccuPulse wat net vir, ek dink is een van die min nozzles wat geregistreer ontwerp is vir 'n PWM soos stelsel, weet soos die wat ek op die Patriot het. Okay, maar jy gaan eintlik te vinnig te ver. Ons het nou die ammoniumsulfaat in die water gesit. Net as die ammoniumsulfaat en die water in die spuit gesit, of in ons mengkarretjie. Nou gaan ons meng. Nou mengvolgorde is. Okay, nou weet wat, as jou pH 9 is, voordat jy ry, is jou onkruiddoder geëlimineer. Exactly. Want op 'n pH van 9 is het jy maar 10 minute halflewe op 'n onkruiddoder. Ja. 10 minute. Maar dit is hoe 'n pH-pen is baie belangrik, want dit is die verskil tussen 'n produk wat werk, wat baie goed werk of wat glad nie gaan werk nie. Ek meen, dis een van die goed wat my pla, veral met die drones wat spuit. Die tyd wat dit 'n drone vat om 40 hektaar te spuit. Teen daai tyd is my swaamdoder nie meer effektief nie. Jy kan vir ons spuit en kyk die Kamba hier by ons is blykbaar nie 'n probleem nie, maar in Amerika wil die ouens mekaar moer want hulle spuit mekaar so goed dood. Ja. Alhoewel hier by my het dit ook al gebeur. Daai tipe goed kan gebeur en dit is hoekom jy die weer en goed moet dophou. Ek dink elke ou moet vir hom belê in 'n goeie stasie, 'n weerstasie. Daar is regtig, dit is nie meer 'n duur oefening nie. Of minstens 'n kestrel. Ja, kestrel of 'n ding, ja, maar Ons nou daai ding met 'n oom se geweersak lê. ja, daai wat die geweersak lê. Saterdag en daar by die jagtervereniging gaan lê. Ja. Hy haal hom uit en sit hom in die spuit. En weet jy, baie van hulle gee vir jou dadelik die Delta T. Wissel bietjie af, wissel jou insekdoder af, weet, dit is ook, jy moet bietjie rondshop daarso. Nie jag jou rep weg en kry 'n ander ene nie, maar as jou huidige een nie vir jou iets kan gee nie, iets 'n ander opsie kan gee nie, doen dit en dan gee hy vir jou duurder opsie. Try dit bietjie, maar jy gaan heel moontlik die rondshop ander goedkoper opsies ook kry wat werk, weet so. En kry net, ek dink kry 'n pH-pen en toets jou water vir 'n begin. Daai twee goed kan vir jou groot verskil maak. Moet ook nou nie sê jy is besig om risiko te bestuur deur die verskillende kleure nozzels op jou spuit te sit. Ons spot daaroor, maar ek weet van plekke waar dit so gaan. Ja. Beste is jartoets. Chartest. Gooi die goed bymekaar in die regte verhoudings wat dit ook in jou spuit en gaan in die volgorde en Jy spuit 18 net as dit lyk of al weer op pad is. Maar dit is ja, en as dit so warm is en die wind waai so, ek het nou al baie ouens gesien wat dan spuit hulle op hulle lekkerste want die aircon werk ons nou great in daai spuit en dan wil jy nie op 'n ander plek wees as in die spuit nie.